As die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Julle kan vir my slank oopblaai na Romeine 8, vers 1. Hierdie is 'n wipplank diens, want ons is by die Happy Fathers Dag, ons is by die Christa, en nou kom ons by 'n goeie gedeelte in Romeine. Miskien moes ek die Christa ding tot die einde gelos het, maar ek dink laat ons so, hulle sê mos jy met 'n toebreekie maak. Die goeie nuus, die slegte nuus en die goeie nuus, dat jy daarom 'n toebreekie kan maak van die saak. Maar blaai vir my na Romeine 8, vers 1 toe, hierdie wonderlike hoofstuk in die Bybel vir ons. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die wet van die gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die gees leef, bedink die dinge van die gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die gees. As die gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van die regverdiging is die gees lewe. As die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Net tot daar. O Heilige Vader, ek bid dat U hierdie woord sal seën vanmôre. Here, dat U dit sal bekragtig in ons harte, dat ons dit sal vasgryp met albei hande, Here God. Here, dat ons sal vasklou, Here, met elke krag wat ons in ons het, Here, aan hierdie waarheid dat ons in Christus is, en dat die gees van God daarom in ons is. En dat weens die gees wat in ons is, en ons wat in Christus is, staan ons vanmôre nie veroordeeld nie, maar vrygespreek. Is ons nie meer dood vir die sonde nie, maar lewend vir God. En mag dit diep in ons harte insink vanmôre. O Gees van God, openbaar dit aan ons, en die volle krag daarvan in ons lewens. Here, dat ons nie hier sal uitstap deur mekaar, en ons seker oor ons stand in U nie, Here. En Here Jesus, mag U verheerlik word, nou en altyd. Amen. Nou hierdie manier waarmee Paulus hierdie gedeelte begin in Romeine 8, daar is geen veroordeling nie. Hy begin die woorde in die Griekse manuskrip met geen. Hy begin dit met daardie harde uitroep, geen veroordeling daarom vir hulle wat in Christus is nie. Nou julle sou gesien het toe ek die vers gewys het, is daar gedeelte wat in ligter grys is met hakkies. Dis omrede as jy in jou 53 vertaling lees, dan het jy daardie woorde ekstra. Jou 1983 vertaling en die 2020 vertaling het nie daardie laaste sin wat sê wat lewe volgens die gees en nie die vlees nie. En dit is bloot omrede in die vroegste manuskripte en die beste manuskripte wat ons het, kom daardie gedeelte net nie in die teks voor nie. Dit kom later in die teks voor, het hulle bygevoeg wat nie volgens die vlees lewe nie, en nog so paar jare later begin jy te sien en volgens die gees lewe. Maar dit verander niks van die boodskap nie. Ek noem dit net, vir as jy nou huis toe gaan en jy lees nou in jou Bybel en jy sê, maar daar is nou woorde wat ek nie gesien het nie. Of jy gaan na die 53 vertaling en jy sê, maar Rudolf, jy het nou hierdie stuk oorgeskiep. Niks is weggevat nie. Want daardie selfde woorde word herhaal in vers 4, en die mense wat dit geskryf het net seker gemaak dat in die begin weet jy ook wat hy gaan sê later. Sodat jy nie net die eerste gedeelte lees en dit mis nie. So ek wil net dit sê voordat ek in die
uitsonderlike boodskap van Paulus, wat hy vir ons skryf hier ingaan. Daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En baie mense kyk na dit en, jy weet ons, as dit te goed is om waar te wees, julle ken daardie term, dit is te goed om daar waar te wees. Dit is onmoontlik dat ons so goeie deal kry. Geen veroordeling nie. Beteken dit dat ons dan heeltemal buite oordeel staan? En ek weet ek het die vraag al 'n paar keer gekry. As ons lees geen veroordeling nie, bedoel ons dat ons nie voor die oordeel van God gaan staan nie. Want tog elders in die skrif lees ons dat elkeen van ons gaan voor die troon van God staan en geoordeel word. Inteendeel, Paulus self skryf in Korintiërs dat almal gaan geoordeel word oor elke ydelle woord wat hulle spreek en elke daad wat hulle gedoen het. En daardie huis wat jy gebou het, gaan gebrand word met God se heilige vuur, en wat ook al oorbly sal gered word, en dit wat weggebrand het, gaan wegbrand. En tog sê Paulus hier, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Hoe kan hy sê aan die een kant dat daar geen veroordeling is nie, maar aan die ander kant lees ons dat daar oordeel gaan wees? Selfs Jesus sê dat daar gaan 'n finale dag van oordeel wees, waar daar twee groepe mense voor hom gaan staan, hulle wat hemel toe gaan en hulle wat hel toe gaan. Daar is 'n dag van oordeel wat vir elke persoon wag, en elkeen gaan verantwoording doen vir elke woord wat hy gespreek het en elke daad wat hy gepleeg het. Paulus later in dieselfde brief, in vers 34 van hoofstuk 8 sê, wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wie sal ons veroordeel? Daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En daar is regtig twee maniere om na te kyk. Nommer 1, Paulus is deur mekaar en hy weet nie waarvan hy praat nie. Daar is natuurlik oordeel. Natuurlik gaan ons moet boet vir wat ons gedoen het. Vir elke ydelle woord. Jesus self sê dit. Ons gaan geoordeel word. Jy gaan voor God staan. En jy gaan verantwoording moet doen vir elke ding wat jy gesê het, elke ding wat jy gedink het, elke ding wat jy op Twitter getik het, of op Facebook gepost het, elke forward wat jy vir die pastoor gestuur het, wat hom ongelukkig gemaak het, jy gaan verantwoording doen daarvoor. Die ander manier hoe jy na kan kyk, is prys die Here, daar is geen veroordeling nie, ek kan doen wat ek wil. Ek is vrygespreek en niemand kan my oordeel ooit nie. Wie is jy, o mens, om my te oordeel oor my werke? Wie is jy om vir my te sê wat sonde is en nie sonde is nie? Wie is jy om enigsins 'n inspraak in my lewe te maak en vir my te sê hoe ek moet lewe? Daar is geen veroordeling nie. Ek is absoluut vry om te doen wat ek wil, om te lewe soos wat ek wil, want my saak is tussen my en God. Ons het dit mos al baie keer gehoor. Dis tussen my en God. Maar daar is 'n derde weg, en dit is wat Paulus bedoel hier. Daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Maar ons moet verstaan waarvan praat hy. Ja, ons gaan geoordeel word, maar daar is geen veroordeling nie. En die verskil tussen daardie twee woorde is eenvoudig dit. Oordeel is om te sê wat jy verkeerd gedoen het, veroordeel is om jou reg te stel vir dit wat jy verkeerd gedoen het. Kyk hoe verduidelik die skrif dit vir ons in Openbaring 20. Openbaring 20 daar aan die einde. Julle ken die groot wit troon oordeel, né? Die laaste oordeel. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle nie. En ek het die dooies, die magtiges en die geringes voor die troon sien staan. Toe is die boekrolle oopgemaak. Maar 'n ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is op grond van wat daarin die boekrolle opgeteken is, volgens hulle date geoordeel.
Die see het toe die dooies wat daarin is teruggegee en die dood en die hel het die dooies wat daarin is teruggegee. Elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Toe is die dood en die hel in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Daar is boekrolle wat oopgemaak word. En elkeen, klein en groot, jy en ek, gaan voor daardie troon staan. En daardie boekrolle is baie. Jy kan sien, daar is 'n meervoud van boekrolle. Daar is boekrolle. En alles is opgeteken in daardie boekrolle. En dit word gelees en jou sondes word vir jou uitgewys en jy word geoordeel op alles wat jy gedoen het. Elke ydelle woord, elke sonde wat jy gedoen het, word jy geoordeel. En almal behoort in die vuur gegooi te word. Maar daar is 'n boekie aan die kant. Daar's een boekrol. En een boekrol alleen, nie meer as een nie. Want daar is net een weg. Daar is net een manier hoe al daai boekrolle in jou lewe van kant gemaak kan word. En dit is eenvoudig, is jou naam in daardie boek. Want as jou naam in daardie boek is, word jy nie veroordeel nie. Jy word geoordeel en jy is absoluut bewus van alles wat jy gedoen het. Maar daar is iemand wat 'n boekrol het waarin jou naam geskryf is. Later in Openbaring sê hy, dit is die boek van die Lam. Dit is 'n term wat in van Paulus se briewe voorkom, is dat ons name is opgeskryf in die boek van die lewe. Die enigste verskil tussen jou en die persoon wat nie glo in Christus nie, is dat jou naam opgeskryf is. Sonde is sonde en elkeen van ons staan geoordeel. Maar ons staan nie meer veroordeeld nie. En dit is wat Paulus hier sê. Jy gaan nog steeds vir jou sonde geoordeel word, maar nie tereggestel word nie. Want hier is die waarheid wat Paulus aanhoudend sê in Romeine, wat die Nuwe Testament aanhoudend sê, wat Jesus self sê. Ons het gekyk in ons reeks in Matteus 5-7 oor daardie bergrede waaroor hy praat, hoe erg, dis nie net moord nie, haat is net so erg soos moord. God verwag dat ons heilig lewe, maar ons kan nie. Ons is nie in staat daartoe om dit te doen nie. Daarom sien ons daar die wonderlike woorde, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En God het gedoen dit wat die sonde, God het gedoen dit wat die wet nie kon doen nie. Daar word nooit lig gepraat van ons sonde nie. Op geen oomblik behoort ons te dink dat ons sonde nie belangrik is nie. Ons behoort intens bewus te wees van ons sonde en dit te bely. As ons op 'n punt kom wat ons sê, ons gee nie eens omdat ons gesondig het nie, want ek is nie meer veroordeel nie, dan het ons 'n probleem. En dit is wat hy uitwys in die res van die gedeelte. Jou denke is verkeerd. Want die denke van die vlees dink aan wat die vlees gaan bevredig, maar die denke van die gees dink aan wat die gees behaag. Dit is onmoontlik om die vlees God te behaag, jy het die gees nodig om God te behaag. En so vir Paulus is dit vreemd dat enigiemand ooit sal dink, dat wat hy hier sê, dat jy nie veroordeeld staan nie, beteken dat jy kan doen wat jy wil. Nee, natuurlik nie. Want dan is jy nie gered nie. Dan is jy nie aan Christus nie. Jy behoort nie aan Christus nie, jy is nie in Christus nie, jy is nie deel van Christus nie. Hy sê dit 2 keer daar, hy sê, hulle wat die gees het, behoort aan hom. As jy nie die gees het nie, behoort jy nie aan hom nie. En as jy die gees het, dan dink jy nie meer soos die vlees nie. En so as jy soos die vlees dink, dan wys dit dat jy nie die gees het nie. Dit is Paulus se hele argument in hierdie 11 verse.
Ons staan nie veroordeeld nie. En ek wil hê ons moet die groot genade van God sien in daardie woorde. Want daar is die ander manier hoe ons kan reageer op dit. Ons kan dit nie glo nie. Want Here, ek het soveel verkeerd gedoen vandag. Ek het my meer verloor. Ek het woorde gebruik wat ek nie moes nie. Ek het denke gedink wat ek nie moes nie. Ek het kwaad geraak vir die politiek, ek het kwaad geraak vir die land, ek het kwaad geraak vir die taxi, ek het kwaad geraak vir die mense wat voor ons ingery het en amper 'n ongeluk veroorsaak het. Ek het al die dinge gehad. En nou dink ek kan hier in die kerk kom sit en nagmaal gebruik. Ek is nie goed genoeg nie. Ek moet iets doen om reg te wees om kerk toe te gaan. Ek moet iets doen om in die regte gedagtes te wees om kerk toe te kom. Ek het te veel sonde in my lewe. So laat ek eers buite die kerk alles uitsorteer. Laat ek eers daar buite kan probeer om beter te wees. Daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Kom na die tafel soos jy is. Kom kerk toe soos jy is. Nie om te bly soos jy is nie, maar dit is die enigste plek waar jy gaan verander word, is in sy teenwoordigheid. Die hele punt wat Paulus hier maak is, ons liggaam was nie in staat om te doen wat ons moes nie. Ons kan nie God behaag nie, dit is onmoontlik. En so as jy ooit op enige oomblik voel, Here, ek is nie goed genoeg nie. Kom lees Romeine 8 vers 1. Ja, jy is nie, maar hy is. Want dit is belangrik dat ons verstaan, daar is geen veroordeling. Maar daar is 'n kwalifikasie. Hy sê nie daar is geen veroordeling vir niemand nie. Nee, daar is geen veroordeling vir wie nie. Vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En dit is een van Paulus se gunstelinge woorde wat hy gebruik, in Christus Jesus. Omtrent meer as 100 keer in sy briewe gebruik hy hierdie woorde, in Christus Jesus. Ons is in Christus Jesus verskuil. Ons is in Christus Jesus gevind, geregverdig, nie deur ons eie werke nie. In Christus Jesus is ons verlos. In Christus Jesus, en nie in myself nie. En so daar is niks wat my meer in Christus kan plaas, as wat hy al klaar op die kruis gedoen het vir ons nie. En al wat ons hoef te doen is om vas te gryp, na hom te kyk as ons verlosser. Hy maak dit baie duidelik. Nou weet ek, daar is natuurlike vers in 1 Johannes 2 vers 2, wat sê, hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook van die hele wêreld. En sommige mense vat dit en vat Romeine 8 vers 1 en sê, maar ons almal is gered. Almal gaan hemel toe. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, en dit is waar almal stop. Want almal dink dit is waar die versie stop, maar dis nie waar die versie stop nie. Want daar is 'n kwalifikasie gebonde aan jou versoening. Reg? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Implikasie, die wat nie in hom glo nie, het dit nie. Daar is net een ander boekrol wat jou gaan red op die laaste dag. En daar is net een wat besluit wat sy naam word geskryf daarin. En dit is nie een van die ander godsdienste nie. Dit is net Christus. Daar is net een manier. Die kwalifikasie is hulle wat in Christus Jesus is. En dit is belangrik, want hy brei uit daarop.
Hy sê in die eerste plek, wel, in die tweede plek, maar ek gaan het eerste lees, en dan gaan ons terugkom na die tweede ene toe. Hy sê in vers 3, dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Hier was die probleem met die wet en die sonde van die begin af. Al wat die wet kan doen is om vir jou te wys wat verkeerd is in jou lewe. Maar die wet kan niks doen om het reg te maak nie. Die wet verander nie wat in jou lewe aangaan nie. Ons het al die laaste paar weke daaroor gepraat, so ek wil nie te veel sê nie, maar laat ek dit opsom vir hulle wat hoofstuk 6 en 7 gemis het. Maar al wat die wet kan doen is om vir jou te sê, jy mag nie begeer nie. En jy kan jouself dalk weerhou en probeer om te lyk asof jy nie begeer nie. Maar die oomblik as jy hoor, ek moenie begeer nie, dan begin jy te dink aan die dinge wat jy wel begeer. En hoe meer jy dink aan die dinge wat jy begeer, hoe meer begeer jy die dinge wat jy begeer. En dan begin jy dinge te begeer wat jy nie eens begeer het voordat jy geweet het jy begeer het nie. Want al wat die wet doen is om vir jou te wys wat sonde is, en jou liggaam vat oor en maak dit erger. Jou sondige natuur is die swakheid. Hy sê daar, die wet kon nie gewen het nie, want die probleem is so in ons binneste, so in ons natuur, dat ons onsself nie kan help nie. Weet jy hoe kry jy kinders om te rook? Sê vir hulle, jy mag nie rook nie. Dis die maklikste manier om kinders te kry om te rook. Reg? Sê vir hulle, jy mag dit nie doen nie. Hoekom mag ek dit nie doen nie? Ek kan doen wat ek wil. Doen dit agter die rug, niemand sien my nie. As jy enigiemand wil kry om iets te doen, sê vir hulle mag dit nie doen nie. As jy vir mense vra om te volunteer, gaan jy niemand kry om jou te help nie. Maar sê vir hulle mag dit nie doen nie. En skielik wil almal dit doen. Want dit is hoe ons is. En so die wet verswak deur ons natuur, want dit is die probleem, kan nie wen nie. En so God doen iets besonders om te doen wat die wet nie kon gedoen het nie. Naamlik, wat hy sê in vers 3. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. En daar is die woord veroordeel weer. Hoekom word ons nie veroordeel nie? Want die sonde is klaar veroordeel. Waar? Op die kruis. Hulle wat in Christus Jesus is op die kruis in Christus klaar veroordeel, en die sonde is klaar meer gereken, en daarom gaan jy nie hel toe nie. Want hy het klaar betaal vir alles. En so daar is geen veroordeling nie, want hy het die oordeel gevat. Hy is veroordeel namens ons. Ek dink nie ons kan dit altyd besef nie. Dit is een ding om te sê, Jesus het vir my sondes gesterf, om te besef, hy het die straf van my sonde gedra. En nie net die straf op die kruis nie, ons kyk na die kruis en ons dink, al daardie moeilikheid en al die aakligheid en die spykers in sy hande, en dis nie eens die ergste van wat hy deurgemaak het nie. Ja, die pyn was erg, maar weet jy wat, die Bybel praat nie eens oor die pyn nie. Dit is dat hy die sonde en die straf daarvan van sy Vader moes gevat het. Hy oor wie die engele heilig, heilig, heilig sing, moet vir 'n oomblik sonde word in ons plek. Hy wat al die seëninge van die hemele geniet, en hy wat die een is wat die seën gebied, word 'n vloek vir ons. Ons lees in Galasiërs. Hy het 'n vloek geword vir ons. Hy, die regverdige, vat die straf van ons sondes en word veroordeel vir ons sondes, sodat ons vandag kan sê, daar is nou geen veroordeling vir my nie. En nie in enige manier wat ek kan bly wees, dat ek nou kan doen wat ek wil nie, maar dankbaar dat hy die oordeel gevat het vir my.
Ons dink dit is te goed om waar te wees, want ons dink dit is hierdie klein dingetjie dat die Here maar net besluit het om ons te vergewe. Nee, geen sonde staan onvergewe nie. Ongestraf nie, sorry. Alle sonde word gestraf. Of jy betaal daarvoor in die hel, of Christus dra te by kruis. Maar alle sonde is gestraf. En alle sonde sal gestraf wees. God is 'n regverdige, heilige God. En so ons gaan nooit dink dat ons sonde niks is of min is nie. Natuurlik is dit erg. Maar ons sonde behoort ons nooit weg van God af te hou nie, en dit is wat Paulus hier sê. Prys die Here, dank die Here. Hy sê aan die einde van hoofstuk 7, hy sê, wie sal my red van hierdie doodsbestaan? Jesus. Want hy het die prys betaal vir my sonde. En dit is nie mooi om te sien, dit is God wat die werk begin. Dit is nie asof Jesus tussen jou en die Vader ingehardloop en sê, asseblief Vader, moet hulle nie straf nie. Ek dink party mense het daai verkeerde prentjie. Hulle dink God is die God van die Ou Testament wat net wil die vloed bring en hy wil net uitstort en hy wil net oordeel en hy wil net vernietig. En dankie tog, Jesus het daar tussen ons en hom ingehardloop en gesê, asseblief Vader, moet hulle nie straf nie, asseblief wees bietjie beter. Nee, God het sy eie seun gestuur. Dit is God die Vader in sy liefde wat besluit het om jou te vergewe. En geweet dat die enigste manier om dit te doen is om sy eie seun, dis hoekom hy sê sy eie seun in jou plek te straf vir sonde. Dis nie asof Jesus die pa misgekeer het nie. Die Vader was nog altyd lief vir jou. Hy wou jou nog altyd gered het. En hy stuur sy eie seun om te sterf in jou plek. Want hy weet jy kan dit nie doen in jou eie nie. O groot genade, wat, as ons net kan besef vanmôre, vergeet alles wat ek gesê het, onthou dit. God het sy eie seun gestuur, in die gestalte van sondige mens. Ek hou daarvan dat Paulus dit inskryf daar, en seker maak ons weer, in die gestalte van 'n sondige mens. Jesus het nie gekom en gegloei soos, jy weet, lig om hom en, jy weet, soos die prentjies om wys met die liggie wat oor hom skyn, die heilou en seker goeders nie. Hy het nie daar rondgestap met sy gesig wat uitstraal van die heiligheid van God nie. Nee, hy het gelyk soos 'n doodgewone mens. Almal het gedink, dit is maar net die timmerman se seun hierdie, niemand om te gee nie. Wie is hierdie Jesus van Nasaret, wat julle sê is meer as net 'n mens? Die gestalte van sondige mens. Hy is versoek in elke opsig net soos ons. As hy in die gestalte van 'n sondige mens gekom het, nie sou daar geen versoeking gewees het nie, maar daar was versoeking. Nie net in die woestyn vir daai 40 dae nie, maar die res van sy lewe, sy hele lewe lank, is Jesus versoek. Elke oomblik het die vyand probeer om hom te stop. Want Jesus moes gedoen het wat Adam nie reg kon gedoen het nie. En so Jesus het 'n sondelose lewe gelei. En omrede hy getrou was, kon hy sterf vir jou en my sondes. So daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is, wat vashou aan hom nie. Want hy het die oordeel vir ons gevat. Maar daar is 'n tweede manier. Hoe God hierdie verlossingswerk in ons lewens voortsit. Hy sê in vers 4, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. En hier is nog een van die groot wonderlike waarhede van die evangelie wat verkondig is. Nie net het God sy seun gestuur om te sterf in jou plek vir jou sondes nie. Want as dit al is wat God gedoen het, dan was ons nog steeds dood in ons sonde.
En ons het baie keer daardie gedagte in ons eie lewe en in die kerk vandag, en in baie kerke nog steeds vandag, en baie tradisies vandag, dat my sondes is vergewe op die dag toe ek tot bekering gekom het, en nou begin ek nuwe sondes te doen. En nou moet ek aanhou om daardie sondes voor te betaal. En party mense dink ek moet myself 50 keer laat doop. Allerhande maniere wat mense dink, of so seker van die kerk, solank jy geld betaal vir die kerk en tiendes betaal, is dit oké. Die pastoor sal vir jou bid, of die priester sal vir jou bid en vir jou sê, jy is vergewe. Of jy moet een of ander groot werk doen, en jy kan so boet vir jou sondes. En daardie gedagte is by baie mense aan hande, want ons dink byvoorbeeld onsself, as ek nou uitstap en ek word deur 'n bus getrap, en ek het nog nie my sondes bely nie, wat gaan van my word? Ek het sondes wat onvergewe staan. Nee, jy staan nie onder veroordeling nie. Dit is iets wat klaar gebeur het op die kruis. Ons word nie gered en dan net so gelos nie. Die groot waarheid wat ons sien in hoofstuk 8, is nie net dat God sy seun stuur nie, maar dat God sy gees stuur. Hy sê in Romeine 5, God het sy liefde aan ons bewys, deur wat te doen? Deur sy gees vir ons te gee. God bewys sy liefde, natuurlik sien ons die ander ver, God bewys sy liefde hier in dat hy sy seun vir ons gegee het. God bewys nog sy liefde verder, deur nie net sy seun vir ons te stuur nie, maar sy gees vir ons te gee, sodat ons nie meer lewe volgens die vlees nie. Jy is vrygemaak om te lewe vir God en vrug te dra vir God. Al wat jy moet doen is luister na wat die Gees vir jou sê. Gaan waar die Gees jou lei. Dis regtig nie so moeilik nie. Ons maak dit moeilik want ons vlees is moeilik. Ek het dit nog nie heeltemal reg gekry in my eie lewe nie. Vertrou my, ek preek vir myself, soveel so wat vir julle preek. Ons almal kom op gelyke voet na hierdie skrif toe vanmôre. Ek wil soos Paulus sê, o elendige mens wat jy is, wie sal my red van hierdie natuur van my sonde, hierdie lewe waarin ek is, hierdie liggaam waarin ek myself vind, wat aanhou verkeerd doen. Dank die Here, dat hy nie net sy seun gestuur het om te sterf vir my sondes nie, maar sy gees om my te verander na die beeld van sy seun. En daarom is hy so gefokus op die Heilige Gees in hierdie gedeelte. Want hulle wat deur die Gees gelei word, dink wat die Gees dink. Hulle wat deur die vlees gelei word, bedink die dinge van die vlees, en hulle kan niks regkry nie, want hulle is vasgevang in die vlees. En die enigste oplossing wat ons het, is om die Gees te volg. Maar almal wat die Gees ontvang het Christus ontvang. En almal wat Christus ontvang het die Gees ontvang. Hierdie is nie 'n nuwe teologie wat Paulus na vore bring nie. Dit is die belofte wat God al eeue terug deur Jeremia gegee het, in Jeremia 31. God sê vir Jeremia, en ons moet verstaan, hierdie is op die hoogtepunt van die volk wat uit die land uitgedryf word vir hulle sondes. Hierdie is die mense wat so erg gesondig het, dat die Here gesê het, genoeg is genoeg, ek gooi julle uit die land uit. Reg? Hierdie is verskriklike mense. En so God maak 'n profesie vorentoe en sê, luister, ons weet wat ons gedoen het hierso, julle kan dit nie reg kry nie, maar die verbond wat ek met julle sal sluit na daardie dae, is dat ek my wet in julle binneste sal gee. Ek sal dit op julle harte skryf. Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Julle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer ken en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder julle. Dit is die uitspraak van die Here. Want ek sal julle sonde vergewe en aan julle sondes nie meer dink nie. Die Here sê daar vir die volk, ek weet, julle kan dit nie regkry, as die wet op kliptafels is, werk dit nie.
As daar 'n lys is van dinge wat ek mag doen en moet doen, dan werk dit nie, want die vlees wil nie doen wat hy moet nie, en hy doen dit wat hy nie moet doen nie. En so wat God beloof is, ek sal my gees in julle harte instort, en ek sal sorg dat julle heilig lewe. Ek sal gee dat julle kan begin verander om te lewe volgens my wil, om te doen wat julle moet doen, nie omrede julle op 'n lys gaan kyk en sê, wat is sonde nie. Ek wil baie versigtig die volgende woorde sê, moet my nie verkeerd verstaan nie, asseblief julle kan my enige tyd bel, kom enige tyd na jou pastoor toe, enige vraag wat jy het, kom vra my, ek gaan jou nie wegwys nie. Maar, as jy na my toe kom en sê, pastoor, is hierdie sonde, dan wil ek vir jou sê, 9,9% van die keer, of 99% van die keer, weet jy al klaar dis sonde. Vir een of ander rede wil jy, ek moet vir jou sê, dis nie so erg nie. En so ek gaan sommer nou vir julle almal 'n antwoord gee van nou af, dit is so erg. Moet dit nie doen nie. Okay? Gelukkig is julle almal heilige mense, so. Maar, as iemand na jou toe kom en sê, dink jy hierdie is sonde? Ek dink jy weet al klaar. Dit is, heel waarskynlik jy weet dit al klaar. Want die Gees het dit al klaar aan jou geopenbaar. Die oomblik wat ons 'n lys het, wil ons probeer volgens die lys lewe en ons kan dit nooit doen nie. En so God beloof vir ons, nie net dat die Seun gesterf het vir ons sondes en dat ons geen veroordeling het nie, maar dat ons verander word in die beeld van God, sodat ons deel kan hê aan die heerlikheid van God. Is dit nie fantastiese goeie nuus nie? Ons word nie gelos soos wat ons is nie. Kom na die Here toe soos wat jy is, maar dank die Here, hy los jou nie soos jy is nie. Ek dink baie keer hou ons net vas aan daai ek kom soos wat ek is. Ek is so gemaak en so gelaat staan, dat Gods water oor Gods akker loop. Al daai sê dinge wat ons het. Ek is nou maar wie ek is. Nee, jy is nie wie jy is nie. As die Gees van God in jou is jy besig om te verander. En as jy nie besig is om te verander nie, kom praat met my, ons moet 'n bietjie praat oor jou salig maak. Want ons moet verander. Ons moet anders te wees. Want hulle wat volgens die Gees leef, wandel volgens die Gees. Dink soos die Gees. Maar hulle wat volgens die vlees wandel, dink soos die vlees, en doen die dinge van die vlees. Maak ons nog foute absoluut? Sondig ons absoluut? Ons menslikheid veg nog teen ons. Paulus sê dat ons gaan met hierdie geveg sit tot die dag dat ons doodgaan. Maar ons kan ten minste die geveg wen. Ons hoef nie elke geveg te verloor nie. Ons hoef nie op te gee nie. Ons kan staande bly. Want ons het hierdie geweldige krag in ons. Luister hoe sê dit in die laaste gedeelte. Ek wil dit weer lees sodat ons dit net kan inneem vanmôre. As Christus in julle is in vers 10, is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Maar die Gees op grond van regverdiging is lewe. Luister vers 11. Want as die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Die krag van die Gees van God wat in ons woon, is dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het. En dit is daardie selfde krag wat die Gees in ons werk om ons te verander, sodat ons sterflike liggame lewend kan word. Ja, hierdie liggaam gaan eendag doodgaan en hy gaan vergaan. Maar hy wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sal ook lewe in ons wek, sodat ons nie meer vir onsself leef en vir die vlees leef nie. Want ons is vasgevang in ons verganklikheid. Ek het dit al voorheen genoem. Ons hele bestaan gaan oor om te eet, sodat ons môre kan lewe, sodat ons môre kan eet, sodat ons môre kan die volgende dag kan lewe. Dit is ons hele bestaan.
Van die vloek van die sonde af, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet. Dit is wie ons is en wat ons het. Ons is in hierdie siklus van ek moet eet sodat ek môre kan werk. Sodat ek genoeg kos het om môre te kan eet, sodat ek die volgende dag kan werk. En so gaan dit aan en aan en aan en aan. Selfs as ek afgetree het, gaan dit nog aan en aan en aan. Want my vlees is gebonde aan verganklikheid. En ongelukkig, baie keer moet ons sekere besluite maak binne in daardie verganklikheid, wat nie die regte besluite is nie. Want ons is bang, as hierdie liggaam sterf, wat gebeur? Vir hulle wat in Christus Jesus is, moet dit nie eens 'n gedagte meer wees nie. Want hulle wat in Christus is, staan nie veroordeeld nie, inteendeel, die Gees is besig om in ons te werk, om ons lewendig te maak, sodat ons kan leef vir God. En hy is die waarborg, dat ons alles gaan ontvang, wanneer Christus terugkom. Nuwe verheerlikte liggame, sonder suiker en cholesterol, sonder hoë bloeddruk of wat ook al, sonder verganklikheid. Ons sal verder in die hoofstuk sien, selfs vir kort tydjie, die lyding wat ons nou ontvang, kan nie vergelyk met die heerlikheid wat ons gaan deel hê nie. Maar ek wil hê julle moet vanmôre net hierdie waarheid besef, daar is geen veroordeling vir jou, wat in Christus Jesus is nie. Want hy het op die kruis vir al jou sondes gesterf. Maar prys die Here dat jy nou nie meer langer vir die sonde leef nie, maar jy leef deur die Gees, want hy het nie net die Seun gestuur nie, hy het ook die Gees in jou hart uitgestort. En die Gees aan jou gegee, wat besig is om jou te verander. En so ons behoort elke oggend te sê, Gees van God, lei my. Lei my vandag. Daardie klein oomblikkie wat jy het om 'n gedagteverskywing te maak wanneer iets op jou pad kom. Kies die regte besluit. Jy het die vermoë. Die sondaar het nie die vermoë nie, hy gaan doen wat sy vlees wil hê. Die feit dat jy so halwe huiwering het, wys dat die Gees besig is om vir jou te sê, nee. Oeps, nie daai kant toe nie. As ons net meer kan toelaat dat die Gees ons lei. Nou ek het gesê laasweek dat hierdie hoofstuk gaan oor die Heilige Gees. En ons gaan baie praat oor die Gees. En ek het nou nog net bietjie geraak op die Heilige Gees se werk in ons lewens. Ek sal volgende week 'n spesiale preek doen tussen die Romeine ene oor die Heilige Gees, sodat ons weet wie die Heilige Gees is. Sodat ons kan verstaan, nie net wat in Romeine aangaan nie, maar in die res van die Nuwe Testament, wat die Gees van God vir ons beteken. Maar van nou kom ons eindig met hierdie waarheid, hierdie gedagte, dat die Gees wat in ons is dieselfde Gees wat in Christus is. En Christus uit die dood uit opgewek het. Is daar enigiets onmoontlik vir hom om in jou lewe te verander? Nee. En daar is daarom nou geen veroordeling vir hulle wat deur die Gees in Christus Jesus vanmôre is nie. En so jy is welkom by die Here, nie weens jou eie goedheid nie, maar sy geregtigheid. So ek wil julle aanmoedig, hê die vrymoedigheid om altyd na God toe te hardloop in gebed. Maak nie saak hoe vuil jy voel nie, of hoe deurmekaar jy is nie. Want daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Amen. Vader, ek bid, Here God, nou U seën oor hierdie gemeente en elkeen wat ver is, Here Vader, dat U ons sal lei, Here God, hierdie Gees. O Gees van God, ek vra dat U ons sal help in ons swakheid, wanneer hierdie vlees van ons wil opstaan en veg. Here, dat ons denke nie vasgevang sal word in die vlees nie. O Here, dat ons denke, Here, op die Gees gefokus sal wees. Here, dat ons die dinge sal bedink wat reg is en wat goed is en geseënd is en gesalfd is. Dat ons oë sal fokus op Jesus Christus
En dat ons nie meer langer sal leef vir die sonde en vir die natuur van ons sonde nie, maar dat ons sal leef vir God en vrug sal dra vir God. Wetende dat dit nie uit onsself uitkom nie, maar deur die Gees wat in ons die vrug kweek. En so kom die Heilige Gees en raak ons aan in ons swakheid. Here Jesus, mag U geëer word in ons lewe en in ons getuienis. Weer eens nie ons getuienis dat ons goed is nie, maar dat U goed is. Dat hoewel ek 'n verskriklike sondaar is, U 'n uitmuntende verlosser is. En so ek dank U, Here, vir die genade wat ons ontvang het in Jesus Christus, en dat elkeen van ons in Christus Jesus gevind word vanmôre. Mag U seën oor ons almal rus. In Jesus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here. Hang net aan, wag net gou. Slegte nuus. Christa van die NG Kerk sekretaresse is gediagnoseer met pancreatic cancer en lewerkanker. Dit is gevorderd. So ons bid vir haar, ons bid vir Johan, wat nou moes vroeg teruggekom het van Tanzanië af. Ja, so kom ons bid net vir Christa in die oomblik. Vader, dit is altyd so hartseer wanneer ons gekonfronteer word met dinge soos hierdie kanker, Here, wat so gevorderd is en ons liggame vernietig. Here, en ons bid vanmôre vir Christa, Here, dat U met haar sal wees in hierdie moeilike tyd, Here. En ook met Johan en die hele familie, Here God. Here, ek bid, Here Vader, in U genade, Here God, as U hand sal uitstrek na haar toe en haar sal gesond maak, Here. Here, dat U daardie kanker sal wegvat. Here, dat U haar ten volle sal genees. En ek bid ook, Here God, dat U haar sal styf vashou in die arms, dat U haar gees sal versterk, haar gemoed sal versterk. Dat U ook met Johan sal wees, Here Vader, dat U hom ook sal bystaan, Here, in hierdie tyd, Here, wat hulle deurgaan. Here, mag U die rots wees waarop hulle geanker is. Here, mag hulle vas staan, Here God, en U wete dat hierdie alles net tydelik is en hierdie verbygaan, Here. Strek U hand na daardie familie uit, Here God. In Jesus naam. Amen en amen.